Kom ons sit so, dan bid julle saam met my. Hier is al baie gebid vanoggend, die aand is voorberei. Vader, ek vra in die naam van ons Here Jesus Christus, Heilige Gees, dat dit wat U in my losgemaak het, toe ek U woord genader het oor hemelvaart, en ons net dink, dis maar net 'n gebeurtenis wat U opgevaar het, maar eintlik hoe U in U raadsplan en deur U woord soveel meer vir ons daaroor het. Kom vra ek dat U die woorde in my mond sal sit, dat U die woorde sal spreek, Heilige Gees, dat U dit vir ons sal oopbreek, dat ons dit sal ontvang, dat dit ons sal verander, en dat ons vanoggend hier sal uitstap met 'n nuwe hoop. Met 'n nuwe huppel in ons stap. Ons is hier om te kom leer. In hierdie tye waarin ons lewe, in geweld, 'n ongemaklike politieke klimaat, ekonomiese klimaat, bid ek Heilige Gees dat U vir ons sal hoop gee vanoggend. Yes, Lord. Elke lied wat ons gesing het 'n verwysing na U boodskap vanoggend. Maak dit los in ons, wys vir ons, openbaar U vir ons. In Jesus se wonderlike naam bid ons dit. Amen. Nou gewoonlik, as die Here my vra, of iemand my vra om te bedien, dan is daai proses vooraf maar redelik sanitair, want die Here begin eers by my. Glo ek die woord, verstaan ek dit, ensovoorts, en is my eerste vraag in my opskrif wat ek hier geskryf het is hemelvaart nog relevant in 2025? Moet ons daaroor dink, moet ons daaroor praat. Hoekom is ons vandag hier by mekaar? Is dit maar nie die regte ding om te doen, want het is 'n openbare vakansiedag in Orania. Hoekom vier ons hemelvaart? Dis waarom ek gekonfronteer was. Wat doen ons hiermee? Glo ons in die hemelvaart? En wat Jesus gedoen het, die proses waardeur hy is, het dit nog relevantie vir ons? Is dit nog betekenisvol vir ons vandag? So kom ons vind 'n bietjie uit, hoekom is die hemelvaart vir ons as gelowiges vandag nog so belangrik? Kon nie sien dat dit 'n verpligte fees is, wat in die woord is, wat ons moet by mekaar kom. Maar hoe goed is dit, as die broers in Christus by mekaar kan kom. How pleasant it is when the brethren dwell together. So nog 'n geleentheid om hier te kom, ons geloof saam sit, en ons in die Here se woord indelf. Ek lees vir ons uit Filippense, Filippense 2, vanaf vers 6 tot 11. Hy, wat in die gestalte van God was, en dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot in heerlikheid van God die Vader.
So net in hierdie kort stukkie is daar 'n geweldige klomp fasette en komponente van die lewe van Christus. Kom ons kyk, ons trek net so 'n bietjie uit mekaar uit. Vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Dit dui op Jesus se ewige godheid. Vers 7. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Dit is die maagdelike geboorte. Vers 8. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dit is sy menslike lewe hier op aarde, die tyd wat hy hier op aarde was. Nogal interessant in hierdie stukkie, dat daar nie melding gemaak word van hemelvaart, die opstanding uit die dood uit. En as ek dit so kan opsom, is dit, want die opstanding was nie die belangrikste gebeurtenis. Dit was deel van die proses tot waar ons vandag is, waar ons kyk na hemelvaart. So, vers 9 tot 11, verhoog Vader Jesus tot die hoogste gesag. Hy het opgevaar na die hemel. Hier gee Vader vir Jesus die hoogste gesag wat hom toekom, die ewige koninkryk, die ewige heerskappy. As ons hier nou kyk, is dit hartseer dan om eintlik te sien dat hoe min mense en dan, as ons kan sê, gelowiges aandag gee aan Jesus se hemelvaart. En ek gaan saam met julle deurgaan hoe mooi die Here dit dan nou oopbreek. So in Johannes 16:5 sê hy, en nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen? Dit was in die tyd voor Jesus opgevaar het hy dit vir sy disippels gesê. Nou, hulle was so op hulle self gefokus, want ek kan nou dink, as jy saam met die koning vir 3,5 jaar gestap het, en hy jou gelei het en geleer het ensovoorts, en dit is in die Bybel geprofeteer al in Jesaja 53, dat hy gaan weggaan en opvaar. Maar is nog steeds nie lekker nie. Ek dink as mense nou dink aan geliefde wat mense aan die dood afstaan, of ons mense kan studeer in Bloemfontein, is nie lekker as iemand weggaan nie. So in Johannes 16:7 sê hy, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So hier wys Jesus vir sy disippels, maar as julle nie agslaan op dit wat die Here hulle voorberei het, as hulle nou so bekommerd en hartseer is oor sy weggaan, gaan hy vir hulle nou wys, en dit is die proses wat ons gaan deurgaan. Wat is die voordele? Wat gebeur? Wat is alles hierby vasgevat, omdat Jesus opgevaar het? Nou, hemelvaart is vandag 40 dae na die opstanding. Goed, word dit gevier, en dit is vandag donderdag. Die Sondag vandag nie. So dit sê ook vir my, dat selfs die 40 dae, en 40 dae is daar baie ander verwysings in die skrif en ander kontekste, is dat ons Christenskap is nie net vir Sondag nie. Amen. Ons moet dit elke dag leef. Amen. Goed. So hier is 'n klompie punte wat ek nou het, met die betekenis en die waarde, en of die impak wat hemelvaart vir ons vandag het as Christene. Die eerste punt, en dit is nie noodwendig in 'n sekere volgorde nie, dit is volbring. Ja, amen.
It is finished. In die Engels sê dit, ons is so gewoond om dit so ook uit te druk. Dit is die einde van Jesus se bediening hier op aarde. Jesus se werk is hier voltooi. Johannes 4, gaan ek lees, vers 34. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werke te volbring, te voltooi. Johannes 19:30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Johannes 17:4 sê ook, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het, om te doen, het ek volbring. Dit is klaar, dit is afgehandel. Jesus se werk op aarde is volbring. Ek haal vir ons hier 'n gedeelte aan wat ek gevind het van Alistair McGrath. En hy sê, Jesus het vanuit die hemel gekom om ons los te koop, maar hy het weer opgevaar om vir ons in te tree by die Vader. Jesus het nederig van die hemel na die aarde gekom, maar hy vaar triomfantlik en in glorie op na die hemel, omdat hy alles gedoen het vir ons redding en ons verlossing van die ewige dood. Die prys is betaal, is aan die kruis het hy gesterf, hy het opgestaan en hemelvaart is deel van daardie proses. So as ons hiermee saamstem, dat die prys is betaal, ons is vrygekoop, dan is hierdie goeie nuus vir die van ons wat deur goeie werke nog so ietsie wil doen, nog so 'n bietjie die Here wil aanhelp om net vir u wys hoe oulik is ek. Die prys is betaal. Die prys is betaal. 'n tweede punt. Jesus is vrygemaak van sy aardse beperkings. Hy het in die vorm van 'n mens gekom, soos ek en u, het hy op aarde gewoon. Johannes 17:5. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. So, omdat Jesus opvaar na die hemel, het hy nie meer daardie beperking wat hy gehad het toe hy mens was op aarde, want hy was volkome mens, volkome God, volkome mens. Die volgende gedeelte het ek nie 'n skrifgedeelte, maar dit is 'n aanname. So Jesus vaar op as volkome God mens. Goed, mens met 'n verheerlikte liggaam. So Jesus het as God deur Maria mens geword. Maar Jesus vaar op as God mens, omdat hy nou die hoof is van sy kerk, van sy gemeente, die mense wat hy verlos het, die wat hom aanneem, die wat tot bekering kom, om in die gelykenis van Jesus te leef. So Jesus word ook met die hemelvaart herstel in sy volglorie, maar hy het nog steeds al die letsels wat hy aan die kruis verduur het. En dit gaan vir ewig daar wees en vir ewig sigbaar wees. In Openbaring 5 verwys Johannes na Jesus as die gewonde lam. Goed, so hy vaar op as volmaakte God, maar ook as in hierdie konteks God mens. Vierde punt. Jesus se hemelvaart vestig die ewige aanbidding van hom in die heelal en in die hemel. Daai eerste lied, en kom ons kyk wat doen die Here, maar miskien gaan ek jou vra om weer te speel, Kobus. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Filippense 2:9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie
van die wat in die hemel en die wat op die aarde is en die wat onder die aarde is. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. En daai beteken elke knie. Dit beteken ek en u, beteken die wat Jesus nog nie aangeneem het nie, dit beteken Satan en sy demone, enige iets wat jy in daai konteks kan sit met lewe, sal buig voor die naam van Jesus Christus. Efesiërs 1:20, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Die bevestig dit net weer. Dit is alles, elke naam sal buig voor die Here Jesus Christus. Psalm 110 vers 1. Die Here het tot, ek herhaal weer, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. In heerlikheid is die Here opgeneem met hemelvaart. Handelinge 7:55, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Nou hierdie was 'n openbaring, 'n visie wat Stefanus gesien het in daardie tyd. En nadat hy dit gedeel het en gespreek het, het hulle hom uitgevat en het hulle hom gestenig vir wat hy gesien het. So vir ons as gelowiges is hierdie hemelvaart 'n heerlike dag. Dit is 'n wonderlike dag. Dit is lekker om te hoor. Ons is dankbaar dat ons vrygekoop is. Maar vir die vyand is dit 'n slegte dag. Hy sal wees totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Onder sy voete sal hulle wees. En dit is 'n belofte vir ons. 'n Volgende punt. Wat doen Jesus heiliglik vir ons nou in die hemel? Nadat hy opgevaar het. Jesus is ons advokaat. In Johannes 1:2. Hy is ons bemiddelaar. Hy is ook ons hoë priester. So, Jesus is ons advokaat in die hemelse hof, waar die vyand kom om ons daagliks aan te kla. Maar hy tree vir ons in, want hy het opgevaar. Hy is verhewe vir die wat in Jesus is. Veg hy ons saak in die hemelse hof. Hy het die prys betaal. Die tekens is aan sy liggaam sigbaar. En dit beteken, vir ons wat in Christus is, het Jesus nog nie een saak teen Satan verloor. Amen. Hebreërs 4:14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Hy tree vir ons in, elke dag, en het ons die vrymoedigheid om na hom te gaan, om sy genade te ontvang en om sy barmhartigheid te kry. Hoe kosbaar is dit? Volgende punt. Wat is nou voordelig omdat Jesus opgevaar het? Ons ontvang die Heilige Gees in ons. Ek het hier bietjie my kop laat probeer gaan en sommer my eie denke
gedink, as Jesus nou nog op die aarde was, 6 biljoen mense, weet nie hoeveel daarvan is gered, en gelowige Christene, beleidende Christene nie, kom ons maak het helfte. Hoe lang gaan dit Jesus vat om by ons elkeen uit te kom? As mens. Jesus Christus as mens. Gaan ek hom ooit sien, terwyl ek hier op aarde is. Maar hy sê vir ons, Johannes 16:7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en hulle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Amen. So wat 'n wonderlike belofte is dit, om te sê, ons Here Jesus wat beperk was in sy menslike liggaam, om ons almal as sy navolgers te bedien. Wat ons dalk, so ek nou geredeneer het, dalk nie eers in hierdie leeftyd sou sien nie. Maar omdat hy gaan, sê hy, wanneer ons hom aanneem, kom woon die Heilige Gees, die trooster in ons. En ek het so 'n bietjie gaan kyk, die woord trooster daar is nie net in die konteks van ek is hartseer. Dit is ook 'n trooster in die konteks van iemand wat daar is vir jou, wat jou saak namens jou hanteer, wat vir jou instaan, wat jou ondersteun. So dit is nie net trooster in 'n hartseer konteks nie. Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. So dit is die krag en die waarde van die Heilige Gees. Maar Jesus moes eers opgevaar het na die hemel, voordat dit kon gebeur. So, omdat die Heilige Gees oor ons gekom het en ons krag ontvang het, is dit ook baie krag. Nie vir ons om roekeloos mee te wees, maar om tot die eer van die Here, die uitbreiding van die koninkryk en die verkondiging van die evangelie hier op aarde, dit te kan gebruik. Ons kyk na volgende punt. Omdat Jesus opgevaar het, is daar nou 'n hemelse huis wat op ons as gelowiges wag. Dink so 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor. Ons is baie keer so vasgevang hier op aarde en die lewe hier en stryd en werk en alles wat moet gebeur. Maar kom ons fokus vir 'n oomblik in die hiernamaals, die toekoms. Is dit eintlik waarna ons streef? Want die lewe op aarde is kort. Johannes 14 vanaf vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, nog 'n belofte, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. So wat 'n
wonderlike hoop het ons vanoggend, om te weet, Jesus het opgevaar, want hy gaan 'n plek berei. Ons het 'n werk op aarde, ons het 'n tyd hier, maar ons het 'n hoop en ons het 'n belofte, dat hy gaan ons kom haal. So, hy het opgegaan, om vir ons 'n plek te berei, maar hy gaan ons ook kom haal. Amen. 'n ander punt om na te kyk is, die hemelvaart dra die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig van Jesus af oor na sy volgelinge, die kerk, ons as sy liggaam. Hy is nie meer hier nie. Ons moet dit nou doen. Amen. Handelinge 1 vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. So hy daardie spreekwoordelike aflosstokkie het hy vir hulle gegee. Verder in Efesiërs 4 vers 8 lees ons dan ook, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevangen geneem en die gawes aan die mense gegee. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders, en ook leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Hier het ek en u 'n verantwoordelikheid ontvang, met hemelvaart, dat daardie aflosstokkie is nou in my en u hande. Wat doen ons daarmee? Is ons aktief besig? Ek sien nou vir Karen en Christo moet hardloop. Is ons aktief besig om te hardloop, om die evangelie uit te brei, om die koninkryk, die goeie nuus te vertel aan die wat dit nog nie ken nie. 'n Volgende punt. Die hemelvaart is ons waarborg dat Jesus weer gaan terugkom om sy bruid te kom haal. As hy nie weggegaan het nie, en nie weet, was hy hier gewees, en ons het net nog gepraat in mensvorm. Goed. Handelinge 1:10, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne met wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel. Hy sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien vaar. So hoe gereeld sê ons vir mekaar, hou die hemel dop. Kom ons kyk op. Moenie ontkant gevang word nie. Hy kom terug om sy bruid te kom haal. Is ons rein, is ons suiwer, is ons reg om saam met hom in die ewige lewe te gaan. 'n Laaste punt hier. Met Jesus se hemelvaart is hy weer gekroon as die ewige heerser. Hy sit aan die regterhand van God die Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel die lewe en die dode. So Jesus het weer sy ewige heerskappy saam met God die Vader, God Seun, God die Heilige Gees in die hemel het hy weer terug ontvang om in glorie daar te heers. Het was my ook interessant, soos wat ek hierdeur gewerk het, dat daar 'n paar opvallende simbole of simboliek is wat saam met hierdie woord, hierdie skrif, verskeidenheid van skrifte is, soos wat ons nou al gelees het. En ek wil net so 1 of 2 aan julle voorhou. Dit het my nogal geprikkel en gestig, net om te sê, hoe mooi is die verhaal, alles wat ons nou gehoor het, die voordele van die hemelvaart. Maar ons God is ook 'n God van detail. Hoe spesifiek, hoe akkuraat, hoe ons die woord kan vertrou, en hoe hy ook vir ons kosbare skatte daarin gee. Die laaste ding wat Jesus op aarde gedoen het, was dat hy sy mense geseën het,
terwyl hy opgevaar het na die hemel. Wat 'n mooi gedagte. Lukas 24:50. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Die seën van die Here, soos wat hy so besorgd is oor ons, so oor ons omgee om te sê, ek gaan, maar ek seën julle terwyl julle gaan. Geseënd is julle om my navolgers te wees. 'n Volgende punt is dat Jesus opgeneem is by die Olyfberg in Betanië. So ek het hierdie nou nie fyn gaan navors nie, so ek aanvaar dit as 'n goeie aanwysing. Aan die onderkant van die Olyfberg is Getsemane. Goed, en dit is die plek van trane. Ook aan die onderkant van die Olyfberg is Gabata, die plek van plaveisel waar Pontius Pilatus Jesus tot die dood veroordeel het. En ook aan die voet van die berg, van die Olyfberg, is Berg Moria, die plek van die hoofskedel. So Sagaria 14 sê, dat Jesus weer op die Olyfberg gaan kom staan, wanneer hy terugkom. Amen. En hoe besonders dit is, ek het die voorreg gehad om Israel te kom besoek, en ook die plek van die hemelvaart het ons besoek. Dit is hartseer om te sien hoe dit gecommercialiseerd is. Nie net daar is spesifieke plek, maar ook baie van die ander plekke wat ons van lees in die woord, is daar of 'n kathedraal of 'n sinagoge of iets daar, en iemand wat dit dan bestuur en in stand hou. Maar hierdie simboliek hier wys ons ook dat ons nie net kan opkyk en Jesus verwag op die wolk om terug te kom, as ons nie sy kinders is nie. So het ons hom al aangeneem, het ons hom al gevra om ons koning, ons redder, ons verlosser te wees. 'n Volgende punt is, daar is 'n afleiding dat die wolk waarin Jesus weggeneem is, die Shekinah glorie van die Here was. So as nie 'n skrif nie, dis 'n afleiding, en Shekinah is die Hebreëse woord wat beteken 'n tasbare teenwoordigheid van die Here. In Handelinge 1 vers 9, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit gesien het, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En ek kan nie dink dat die Here se glorie en sy teenwoordigheid daar is. Dit is nie, ek kan nie dink dat dit 'n wolk was soos wat ons hier seker so gelyk, maar ek vind aanklank hierby dat dit 'n afleiding is, dat dit die Shekinah, die goddelike teenwoordigheid van die Here was, wat Jesus kom opneem het. Een vierde punt is, Jesus se disippels het van ween en hartseer kondisie gegaan na uitbundige blydskap. Johannes 16:16, 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra, wat is dit wat hy hier vir ons sê? 'n Klein tydjie en julle sien my, en julle sien my nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, en ek gaan na my Vader. Vers 18, en hulle het dan gevra, wat is dit wat hy sê, 'n klein tydjie? Ons weet nie wat hy sê nie. En Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra, en hy sê vir hulle, ondervra julle mekaar daaroor dat ek gesê het, 'n klein tydjie, en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien.
Voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Amen. So hulle was, ons het net ook daar gepraat, hulle was hartseer, hulle was teleurgesteld. Hoe gaan hulle dit maak? Hier is ons koning, ons redder, die een wat ons gelei het, gaan nou weg van ons af. Maar Lukas 24:52 het ons ook nou al gelees, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Ekskuus. So daarmee wil ek afsluit vir oggend. Het ons dieselfde dankbaarheid, het ons dieselfde opgewondenheid as die disippels, waar hulle eers teleurgestel was, maar toe hulle die waarheid ontvang, toe hulle oë geopen is, toe hulle alles wat ek vanoggend hier vir julle voorgehou het, die voordele, die mooi, die hoop, die tuiste, die toekoms, die ewige lewe, toe hulle dit ontvang, toe hulle die waarheid in hulle harte kry, toe kan hulle na die tempel gaan en die Here gaan loof en prys en opgewonde wees. En ook gewag het, ek wil nou nie vooruitgaan by Pinkster wat nou voor lê nie. Hoe voel ons vanoggend? Hoe voel my in jou hart as ons hier sit, as ons hierdie waarhede hoor? Gee dit vir ons so 'n huppel in die stip, in die tippel? Of is dit nog nie nog iets? Kan ons saam met die disippels bly wees, hier in die huis van die Here in sy teenwoordigheid, om hom te kom loof, om hom te aanbid, ten spyte van wat om ons aangaan, ten spyte wat in die wêreld gebeur. Johannes 17:5 En nou, Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld was. Johannes 14:12 Voorwaar, ek sê vir julle, wie aan my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gegaan het. Geliefdes, is julle gereed, is julle reg, het julle opgewondenheid om te gaan om hierdie werk van ons Here Jesus te gaan doen. Is ons reg om vanoggend hier uit te stap. Hiervan af is daar geweldig baie in die skrif om te sien hoe die disippels gegaan het. Ons, soos ek sê, ek gaan nie nou fokus op Pentekost, wat nou volg nie, maar die gevolg van Jesus' opstanding en dat hy opgevaar het met die belofte wat ons het, gee vir ons die krag, gee vir ons die hoop, gee vir ons die energie, as ons dit ontvang, as dit in ons harte is, om te gaan, om die volgende persoon aan te raak. Vir ons elkeen hoop te gee, vir ons elkeen se die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus, die Heilige Gees in ons, om vanoggend daardie, en dit is waarmee ek julle wil bemoedig, om dit te ontvang vanoggend, die hoop en die belofte, om hier vanaf uit te gaan, om te weet ons het 'n tyd hier op aarde, dit is 'n kort tyd. Ons wil dit nie altyd hoor, want hier is nog baie dinge wat ons wil doen, en ervaar, en bereik, en werk, en ensovoorts. Maar iewerster as ek stil geword het, deur hierdie gedeelte, en hierdeur gewerk het, besef ek, maar die tyd is kort. Ons moet opkyk. Hy kom, hy is nie meer hier nie, hy het opgevaar. Hy het opgevaar. Ek wil julle bemoedig, as ek hier sit en kyk, sien ek geweldig baie potensiaal. Neem vanoggend moed, neem vanoggend krag, om soos baie mooi voorbeelde in die woord, waar die disippels gegaan het,
mense aangeraak het, vir mense gebid het, ensovoorts. Om vanoggend hier uit te stap en te sê, Here Jesus, hier is ek. Kom ons gaan. Kom ons raak hierdie wêreld aan. Want dit is ook my opgeval. Ek het ons een stokkie aan my gegee. Dis nou my jou beurt om 'n verskil te maak. Maar miskien sit iemand hier vanoggend wat sê, Tini, ek hoor alles. Hoor wat jy sê. Maar ek het nog nie die Here Jesus as my verlosser en saligmaker aangeneem. En wil ek graag met toestemming van die kerkraad nie hierdie geleentheid wat verbygaan, dat jy hier uitstap, teleurgesteld, omdat jy dalk nog nie Here Jesus as jou verlosser en saligmaker aangeneem het. Romeine 10 vers 9 en 10 sê dit so mooi. As jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en in jou hart glo dat God die Vader met die dode opgewek het, dan sal jy gered wees. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So ek wil net, soos wat julle sit, ons gee die Heilige Gees net 'n kans. As daar dalk iemand vanoggend hier is, wat nog nie so belydenis gedoen het nie, wil ek jou vra, wil jy nie jou hand opsteek, wil jy vir my wys, ek wil graag saam met jou bid, so kort gebed, en jy kan met sekerheid hier uitstap, met 'n verwagting opkyk na die hemel as jy hier uitstap, om te sê, kom Here Jesus, kom. Misschien niet zo moeilijk. Als dit die geval is, dan is ek baie dankbaar, maar dan weet ek, kan ons allemaal jubel en juig, want ons allemaal die Here al aangeneem, en ons kan met verwagting hier uitstap in die lewe in die oog gaan kyk. Sal ek vir ons afsluit met gebed? Is dit reg so? Goed. Ek wil vra, is dit reg? Sal dit reg wees as ons daar eerste lied sing, want het my so aangeraak en as julle nou weer na die woord luister, ek het geweet wat ek gaan sê, so dit het 'n ander impak op my gehad. So dit wat ek met julle gedeel het, kom ons staan, en ons vra vir Kobus om daai woord, daai lied vir ons te speel, en luister hom nou uit hierdie konteks uit, van hemelvaart vanoggend, en dan bid ek vir ons as ons klaar gesing het. In die hemel is die Heer, en sy glans soos kristal, hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal, daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blink, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer, U regeer. Miljoenen gereedheid staan die hemel sy troon, verbuister in sy sieraad, en die beelde van sy troon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blink, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer.
in ons harte, ewig hier oor die jaar, ewig hier in ons lewens, ewig hier oor sy mond, soos die waters ruis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan is die eer, en die lof wat ewig duur. En aan is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan is die eer, en die lof wat ewig duur. En aan is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan is die eer, en die lof wat ewig duur. Van Here Vader, dankie. Dankie dat ons kan jubel vanoggend. Dankie dat U woord en hierdie lied my nou opgerig het en my gestig het en my hoop gegee het. En ek bid, Heilige Gees, dat U nou sal kom en elkeen hier sal aanraak. En elkeen die hoop sal gee en die wete dat U lewe, U het opgevaar. U sit aan die regterhand van God die Vader. U kom weer om ons te kom haal. Nog 'n klein tydjie, dat ons sal moed skep vanoggend, dat ons sal hoop skep en sal voluit lewe hier op aarde. Ek bid dat U elke behoefte wat hier verteenwoordig word sal raak sien, dat U sal deurbraak gee, dat U sal antwoorde gee, dat U sal hoop gee waar 'n situasie hopeloos lyk. Kom Heilige Gees, ek vra dat U elkeen nou op U unieke manier sal aanraak. Ek bid Heilige Gees dat U hierdie woord wat ons vanoggend ontvang het, 'n woord van hoop, 'n woord van waarheid, 'n woord waaraan ons kan vashou en ons elkeen se harte sal vasmaak, dat U die naprediker sal wees. Nie wat teen U gesê het nie, maar wat U sê. Seën elkeen nou met die keur van U seëninge, soos wat hulle hier uitgaan. Ek vra dat U engele opdrag gee aangaande elkeen, om hulle vooruit te gaan, om hulle agterhoede te dek. Vader, soos wat ons ook gaan fokus op Pinkster en die krag en die werking van die Heilige Gees, vra ek nou al dat die Heilige Gees met vuur oor elkeen sal wees. Dat elkeen se voete sal lig wees en los wees om te gaan. Om te jubel en te juig soos wat die disippels gejubel en gejuig het toe hulle die waarheid gehoor het. Dat dit nie 'n verlies was dat U opgevaar het, maar dat dit ons kan jubel en juig, want ons koning Jesus leef. Amen. Ons loof en eer U daarvoor. Wees verheerlik in ons midde. Dit gaan alles oor U. Seën elkeen met 'n goeie dag in U teenwoordigheid. Rig elkeen se voetstappe. Trek ons deur die Gees, maak ons geestelike ore oop om U leiding te ontvang. Ek bid dat U elkeen se getuienis op
op hulle lippe sal losmaak, die getuienis van Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees in elkeen. Want die woord sê, die woord van ons getuienis en die bloed van die lam sal ons oorwin. Ons loof en ons prys U. In Jesus Christus se wonderlike naam bid ons dit. Ons almal stem saam en sê, Amen. Amen.